Tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die Groot Bos is 'n wonderlike plek. Dis waar al die diere in vrede saam bly en waar koning Louis Leeu hulle almal beskerm teen gevare en goed wat hulle kan seermaak of skade aandoen. In die winter raak dit baie koud en dan is daar sneeu op die Towerberg se hoogste piek. Dit is mos waar die groot boek van die konings in Bibi Panter se groot grothuis hoog teen die berg bewaar word. In die winter is die nagte lank en die diere gaan kruip sommer vroeg in om nie so koud te kry nie. Dan lê almal knus by mekaar in 'n lekker groot warm bed en vertel hulle mammas en pappas vir hulle mooi stories en eet hulle van die lekker neute en kos wat hulle in die somer by mekaar gemaak het en in hulle spense bære. Maar in een van die tonnelhuisies onder die grond sit klein Hannie Haas. Buite is daar 'n groot storm en baie vreemde geluide. Petit, dit is darm 'n baie groot storm daar buite. Ek wou nog gaan soek vir 'n paar vars blare by die rivier, maar ek dink nie ek moet uitgaan nie. Hoor net hoe slaan die dodder weer en hoor hoe waai die wind. En ek kan baie dinge hoor wat ek glad nie ken of verstaan nie. Arme ou Hannie Haas sit en bewe in haar tonnelhuisie onder die grond. Maar dit is lekker droog en warm in haar huisie. Hannie besluit om 'n kersie op te steek en vir haar aandete te maak. Haar spensie is vol van die lekkerste wortels en gedroogde blare en neute wat sy bymekaar gemaak het voor die winter begin het. Sy sing haar vrolike hoppetie liedjie terwyl sy haar aandete voorberei. Hoppetie, hoppetie, hop. Ek is Hannie Haas en ek bly in my huisie in die Groot Bos. My buurvrou is Mina, my sond, en sy is gaaf. Wanneer die son skyn, stap en kuier ons saam en saans drink ons tee en eet wortelkoek. Hannie sing nog so, toe sy skielik 'n harde slag hoor, wat haar huisie sommer so laat ruk en bewe. Hoppetie! Skrik Hannie Haas. Wat was dit? Sy sit doodstil en luister. Dis net die wind wat waai en die reën wat hard val buite. Nou en dan hoor sy hoe die donder weer hard slaan. Petit, ek hoop nie iemand het seer gekry nie. Dalk moet ek my kop by my deur uitsteek en kyk. Net nou is dit Mina Meisond se huis wat plat geval het. O nee, dit sal verskriklik wees, arme Mina. Nee, ek sal moet gaan kyk. Hannie stap voetjie vir voetjie na haar voordeur toe. Soos wat sy nader stap na die deur toe, raak die geraas buite al hoe harder en harder. Petit, dit is darm 'n raserige nag hierdie. Wag, hier is ek nou by die voordeur. Hannie sluit haar huisie se voordeur oop en maak dit op 'n klein skreefie oop. Net toe sy wil uitkyk, flits daar weer 'n groot blits buite en nie lank daarna nie slaan die donder weer hard. Hannie skrik so groot dat sy sommer weer die deur toedruk. Maar o aarde, die deur wil nie toegaan nie. Petit, nou wat gaan dan nou aan? Hoekom wil my deur dan nou nie toemaak nie? Sy wonder en kyk af na die vloer toe. Maar daar is niks. Toe sy opkyk, sien sy 'n los stok het by haar deur se opening ingewaai en keer dat die deur nie wil toegaan nie. Ag my wêreld, Petit. Wag dat ek net die stok uithaal en uitgooi, dan sal die deur kan toemaak. Hannie wikkel die stok los en wil dit net uitgooi buite toe, toe sy weer 'n vreemde geluid hoor. Wat maak so? Wonder Hannie en kyk rond. Wat kap dan nou so hier? Hier is niks meer nie. En as ek hierdie stok uitgegooi het, kan ek nie die deur weer toemaak nie. Sjoe, dit is omtrent koud. Hannie neem die stok en net toe sy dit wil buite toe gooi, hoor sy dit weer. Wat maak so? Dis nie iets wat op my dak kap nie. En hier is ook nie nog 'n stok of 'n ding wat so kap nie. Net toe sy die deur wil toemaak, kyk Hannie af. En daar op haar deur se drempel staan 'n klein tok-tokkie. Petit, jou liewe ding. Jy sal mos verklein in hierdie storm. Wag, laat ek jou optel.
Annie tel die toktokkie op en maak die deur met haar ander hand toe. So ja, Hoppetie. Nou is ons veilig en warm. Kom ek neem jou binne toe. Jy is seker stokstyf van die koue. Annie loop na haar kombuistafel toe en sit die toktokkie daarop neer, reg langs die kers. "Liewe konsternasie," sê die toktokkie toe hy sy asem terugkry. "Dit was nou amper klaar met my vannag. Ek het so verdwaal. Ek weet nie waar ek is nie. Hierdie storm het vir my so rondgewaai, my kop draai sommer so," sê die toktokkie en Annie kan sien hy is baie moeg. Toe maar, jy is nou veilig, Hoppetie. "Nee, my naam is nie Hoppetie nie," sê die toktokkie met 'n groot frons. Myne ook nie. Sê Annie en verstaan glad nie waarom die toktokkie nou so gesê het nie. Nou wat is jou naam dan? Vra Annie. My naam is Hannie Haas en wanneer ek nie weet wat om te sê nie, sê ek Hoppetie. "O, nou verstaan ek. Ek dog jy dink my naam is Hoppetie." "Ek is jammer, my naam is Tokeleli Toktokkie. Aangename kennis, Hannie." Hoppetie, dit is 'n baie mooi naam, Tokeleli. Maar kom, ons kan later lekker gesels. Kom ek help jou eers om droog te word. Kyk hoe drup die water van jou af. Annie neem een van haar handdoekies en droog vir Tokeleli Toktokkie versigtig af sodat hy nie seer kry nie. "Baie dankie vir jou gasvryheid, Hannie. Ek het nie meer geweet wat om te doen nie. Nou voel ek sommer beter," sê Tokeleli en skud sy veertjies onder sy dik ronde swart top reg. Jy is baie welkom, Tokeleli. Ek is net bly ek het die deur oopgemaak om te kyk wat hier buite aangaan. My ouma Magrieta sê altyd, 'n mens maak nie jou deur oop wanneer daar vreemde geluide buite is nie. Maar ek het 'n verskriklike groot slag gehoor en toe bewe my huisie. "Ja, dit was 'n boom wat deur die weerlig getref is. Die boom het omgeval en lê nou reg hier op jou huis se dak," sê Tokeleli. "Ek was in die boom. Ek het skuilings gesoek tussen die blare. Net toe ek begin wegvlieg van die boom af om te gaan soek na my huis, toe slaan die weerlig die boom en daar val ek en die boom grond toe. Gelukkig het ek voor jou deur te lande gekom en toe jy die deur oopmaak, toe waai die wind my halfpad by jou deur in." Hoppetie, jou arme ding. Jy is deur 'n verskriklike ding. Maar moenie bekommerd wees nie, jy is nou veilig. Jy kan hier by my bly totdat die storm verby is. En dan sal ek saam met jou gaan om jou huisie te soek. Ek is seker ons sal jou huis sommer maklik kry. "Dankie, Hannie Haas, jy's 'n ware vriendin. Jy het my ingenooi sonder dat jy eers geweet het wie ek is. Om gasvry te wees is 'n baie mooi eienskap. Ons Skepper hou van iemand wat gasvry is. Jou gasvryheid het vannag my lewe gered en ek sal altyd vir jou dankbaar wees." Dan is ek baie bly dat ek jou kon help. Maar kom, ek gaan vir jou wys waar jy kan slaap. Ek is seker jy is baie moeg. En kyk, ek was net besig om kos te maak toe die blits die boom buite omgeslaan het. Jy is net betyds vir aandete. Ek dink, as ons albei lekker geëet het, kan ons lekker warm gaan slaap. Ek is seker die storm sal môreoggend verby wees. "Dankie, Hannie. Ek weet nie wat van my sou geword het as jy my nie vannag gered het nie," sê Tokeleli Toktokkie en tok tok tok, sommer so op Hannie se kombuistafel van pure dankbaarheid. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.